Hallo en baie welkom. Stel jy dit voor, jy staan vandag hier in Tokio, reg onder daai reuse, hipermoderne Tokyo Skytree. Dis nogal oorweldigend, né? Ja, dit is. 'n Mens voel sommer klein. Presies. Maar as jy nou afkyk, weg van die toring, na die strate net hier rondom, wel, hier lê 'n hele ander wêreld. 'n Plek met laar en laar geskiedenis, amper weggesteek. Ja, die ou Terayama-cho distrik. Vandag se Higashimukojima. Net gou terloops, daar is ander plekke in Japan met die naam Terajama-cho. Ek dink daar's een in Hamamatsu-stad. Dis reg, ja. Iets met 'n tempel op 'n eiland, maar ons kyk vandag spesifiek hierna, die een in Sumida-wijk, Tokio. Dis die een met die rykste storie, sou ek sê. Die naam self, Terajama, Tempeleiland. Dit sê mos klaar iets. Absoluut. Dit was propvol tempels gewees. Renkeji, Hosenji, maar toe in 1965 het hulle die naam verander. Ja, na Higashi-Mukoima, wat beteken oos van Mukoima, nogal 'n va-naam amper. Presies. En dis jammer want dit verdoesel amper daai diep geskiedenis. En dis hoekom ons vandag hier is, né? Ons wil so 'n bietjie dieper delf. Reg. Ons soek daai verborgene juwele. Ja, 5 spesifieke stories, sou ek sê. Dinge wat literatuur, kuns, ou ambagte en selfs moderne popkultuur hier verbind. Dis amper 'n tydreis hier reg langs die Skytree. OK, ek hou daarvan. Waar begin ons? Kom ons begin by 'n plek van onverwagte skoonheid, die Mukoima Hayakaen tuin. Die Hayakaen tuin. Goed. En wat's daar so spesiaal? Behalwe dat dit 'n mooi tuin is natuurlik. Wel, wie dit begin het, dis die eerste ding. Nie een of ander ryk edelman nie. Oh, wie dan? 'n Gewone handelaar, 'n man met die naam Sahara Kiku. Hy was 'n antiekhandelaar, oorspronklik van Sendai, maar hy het hom hier in Edo gevestig. En hy is saam met 'n klomp bekende kultuurfigure van daai tyd, die Bunka Bunsei era, so vroeg 1800s. OK. Hulle het hierdie tuin begin, op grond wat voorheen aan 'n samurai behoort het, Hatamoto Takashi. So, dit was nie sommer enige stuk grond nie. Interessant. En hoe het dit begin? Aanvanklik was dit alles oor pruimbome. Meer as 360 van hulle. Hulle het dit die Shin Umeyashiki genoem, die nuwe pruimlandgoed. Dit was amper 'n direkte kompetisie, kan jy sê, vir die Kameido Umeyashiki, aan die ander kant van die rivier. Sjoe, maar dit het nie daar gestop nie, né? Jy het genoem hy het dit saam met vriende gedoen. Ja, en dis waar dit regtig uniek word. Kiko was duidelik 'n man met smaak en goeie koneksies. Mense soos die digter Ota Nanpo en die skilder Sakai Hoitsu. Bekende name. Ja, en hulle het toe verder gegaan as net pruimbome. Hulle het inspirasie gesoek in die ou Chinese en Japanse klassieke werke, die Shijing, die Manyoshu. Die digbundels. Presies. Hulle het gaan soek vir die plante en kruie wat in daardie gedigte genoem word en hulle het dit hier begin plant. Wow, so die tuin het amper 'n literêre tema gekry. Jy kan dit so stel, ja. Dit het die Hayakaen geword, die 100 blomme tuin. 'n Plek waar iets deur al 4 seisoene blom. En sosiaal was dit ook nogal belangrik. Hoe so? Wel, dit wys hoe daai streng klasgrense van die Edo-tyd soms bietjie kon vervaag. Hier het jy 'n handelaar wat 'n kulturele plek skep wat deur die elite besoek word. Dit het 'n soort bymekaar kompleks geword. 'n Sosiale sentrum? Jep, jy sien dit vandag nog in die klomp klipmonumente. 29 van hulle met gedigte op, deur mense soos Matsubashu en Nanpo self. Dis nogal spesiaal. So, as ek vandag soontoe gaan, wat is die absolute moet sien? Die verborgde juweel? Wel, die een ding wat baie mense ken, maar wat steeds ongelooflik is die tonnel van Japanse bosklawer, die Hagi. Oh, ja, ek het al foto's gesien. Dis so 30 meter lank, in die herfs met daai pers en wit blommetjies. Dis magies, regtig rustig. Dis deel van daai oorspronklike poëtiese idee. En die tweede juweel, iets minder bekend. Miskien die tradisie wat sedert die Meiji-tyd aanhou. Elke nuwe jaar kweek hulle hier die 7 kruie van die lente, Haru no Nanakusa. Die wat mens eet vir goeie gesondheid. Presies. Hulle pak dit versigtig in bamboesmandjies en stuur dit as geskenk aan die keiserlike huishouding. Dit sê nogal baie van die tuin se status, né? Sjoe, ja, dit laat 'n mens dink, né? Hoe een mens se passie so iets blywends kon skep. OK, van die tuin se rustigheid
na iets heeltemal anders. Die Mukojima Kawagai, die Geisha distrik. Ja, dis 'n groot kontras. Hierdie deel het ook langs die Sumida rivier ontwikkel, maar al van die middel-Edo-tyd af. Laat 1600s, vroeë 1700s. En hoekom juis hier? Die rivier was die sleutel. Chic restaurante, die Ryote, het hier oopgemaak met pragtige uitsigte. En dit het plekke geword waar mense bymekaar kom, vir besigheid, vir plesier, vir haiku-sessies. En toe kom die vraag na vermaak. Jep, musiek, dans, goeie geselskap, die perfekte omgewing vir geishas om te floreer. Dit was eers informeel, maar het later meer georganiseerd geraak. Ja, in die Meiji-era het hulle 'n kenband gestig, 'n registrasiekantoor amper. Dit het dit 'n formele hanamachi, 'n blommekwartier gemaak. En die hoogtepunt was seker rondom 1940. En hoe groot was dit toe? Die syfers is mal. 215 ryotei, 408 okia, dis die huise waar die geishas gebly het, en wag hiervoor, omtrent 1300 aktiewe geishas. 1300? Dis ondenkbaar vandag. Ja, nee. Dit was 'n reuse bedryf, 'n kulturele en sosiale spulpunt, maar toe kom die oorlog. Die lugaanvalle op Tokyo. Ja, Maart 1945 veral. Hierdie area, die Shitamachi, is verskriklik getref. Baie het afgebrand. Tjie, maar hulle het weer opgebou. Dis die merkwaardige deel, die veerkragtigheid. Hulle het weer opgebou. En om die kultuur te bewaar het hulle in 1986 die Mukojima Bokutekomiya, die Unie gestig. Hulle bestaan vandag nog. En dis die verborge juweel vir vandag. Ek sou sê so, ja. Mukojima is steeds een van Tokyo se 6 groot hanamachi. Dit het die meeste aktiewe geishas in Tokyo, oor die 100. Maar, en dis belangrik, dis nie 'n toeristesirkus soos Gion in Kyoto nie. Dis 'n werkende distrik. Presies. Die juweel is dat jy, as jy vooraf reël, by een van die ryotei wat oor is, daar so 11, kan jy 'n ongelooflike autentieke ervaring hê. 'n kaiseki ete. Daai fyn provermaal. Ja. En dan 'n privaat optrede deur die geishas. Dans, shamisen musiek. Dis elegant, dis intiem. Dis 'n kykie na 'n wêreld wat amper verdwyn het. Dis regtig 'n lewende stuk geskiedenis. 'n Huldeblyk aan daai Shitamachi gees waarvan jy praat. Ja, daai taaiheid, daai trots. Hulle hou dit lewendig. Dis fascinant. Maar Terajima was nie net tuine en geishas nie. Jy het genoem daar's 'n literêre kant ook. O ja, beslis. 'n Paar belangrike name is aan hierdie plek verbind. Een is Koda Aya. Koda Aya, wag, die dogter van Koda Rohan, die beroemde skrywer. Juis hy. Sy is hier gebore in 1904, toe dit nog Terijimamura, 'n dorpie was. En haar werk, veral Misokasu, Wat beteken dit? iets soos die een wat agterbly of die onbelangrike een. Dit gee so fyn prentjie van die lewe hier in die vroeë 20ste eeu. Jy kry daai ou Edo-atmosfeer. En die ander naam, iemand dalk nog meer bekend, Wel, Yoshikawa Ieji. die skrywer van Musashi. Regtig? Ja. Maar voordat hy daai beroemde nasionale skrywer geword het, het hy maar gesukkel. Geldprobleme, persoonlike goed. En in 1917, toe hy so 25 was, het hy en sy toekomstige vrou hier in Terajima-cho kom bly. Hier, in hierdie buurt. Presies. En dis hier waar hy sy ernstige skryfloopbaan begin het. Hy het werke soos Shinranki en veral Naruto Hicho hier geskryf. Die het hom gehelp om sy naam te vestig. Hierdie plek was sy beginpunt. Dis 'n wonderlike stukkie geskiedenis, maar die huise staan seker nie meer nie. Nee, dis die ding. Kagoroan se huisie, die Kayuan, die slakse hut, is verskuif na Meiji-mura vir bewaring. Dis jammer. Maar mag, op die oorspronklike plek. Die eienaar het die grond geskenk en die stad het 'n klein kinderspeelparkie daar gemaak. Dit word nou die Koda Rohan Kyukyo Ato genoem, die terrein van sy ou huis. Dis fantasties. 'n Lieflike manier om dit te onthou. En vir Yoshikawa Ieji? Daar's 'n eenvoudige klipmonument wat wys waar hy gewoon het. So, die verborge geweel is nie 'n gebou nie, maar die herinnering. So jy kan steeds 'n soort literêre wandeling doen.
Absoluut. Jy stap deur die strate, jy voel die atmosfeer, jy verbeel jou hoe hulle hier geleef en geskryf het. Dis daai koneksie met die gees van die plek. Van die gees van woorde na die werk van hande. Sumida-wijk is moes bekend as 'n plek van vakmanne, né? Shokunin no Machi. O ja, eeue lank al, van die Edo-tyd af. Die rivier vir vervoer, die groot mark van Edo, dit was ideaal vir ambagte. Kleurwerk, houtwerk, metaalwerk en glas. Ah, glas. Jy bedoel seker Edo Kiriko. Presies daai. Daai ongelooflike gesnyde glas. Dit het hier ontstaan, laat Edo, so 1830s. Hoe werk dit presies? Vakmanne gebruik slypwede om fyn geometriese patrone in die glas te kerf. Dink aan daai patrone soos visskubbe, nanako, of hennepblare, asanoga. Dis ongelooflik presies. Dit klink na baie geduldige werk. Ja, jare se oefening, 'n vaste hand, 'n goeie oog. Die eindproduk is asemrowend. Dis funksioneel en kuns. En wat ek hoor is dat die vakmanne vandag dit nie net wegsteek nie. Hulle deel dit. Hulle laat mense deelneem. Ja, dis die wonderlike ding. Hulle het geskuif van net kyk na ervaar. Hulle weet dis hoe jy 'n ambag lewendig hou. So, waar kan jy dit ervaar? Nog verborge juwele. Eerstens die Sumida Edo Kiriko Kani Museum. Jy kan daar 'n werkstokkel doen as jy vooraf bespreek. Self sny? Ja, onder leiding natuurlik. Jy kry 'n glas, jy kies 'n patroon en jy probeer self. Dis 'n ongelooflike gevoel en jy stap weg met jou eie stukkie kiriko. Dis fantasties. En as jy nie tyd het vir 'n werkswinkel nie? Dan is daar die Sumida City Point in die Tokyo Solamachi winkelsentrum, reg by die Skytree. Daar's 'n spasie, Sumida Zanshu. Vakmanne gee gereeld gratis demonstrasies daar. Edo Kiriko, Beko skilpad op werk, selfs ukiyo-e soms. Dis maklik en fascinerend om te sien. Dit laat my wonder. In ons kidswêreld, hoe belangrik is dit om daai direkte, handgemaakte koneksie te hê? Al is dit net vir 'n uur, verander dit hoe jy daarna kyk? Ek dink beslis so. Dit gee jou 'n nuwe waardering. Goed, ons laaste storie, 'n heiligdom. Die Hikifune Takagi heiligdom. Ja, op die oog af lyk dit maar soos enige ander buurtheiligdom. Rustig. Maar dis oud, gestig in 1468. Wow, dis oor die 550 jaar. Nou is dit toegewy aan Takamusubi no Kami, ook bekend as Takagi no Kami. Vir eeue was dit maar net 'n stil plaaslike plek. Maar toe gebeur iets onverwags. Ja, heeltemal onlangs. Dit het skielik 'n bestemming geword vir aanhangers van 'n baie gewilde anime, Karakai Jouzu no Takagi-san. Teasing Master Takagi-san. Ek ken dit, maar wat het die heiligdom daarmee te doen? Die naam. Dis pure toeval. Die hoofkarakter, die meisie se van, is Takagi, dieselfde as die heiligdom. Jy's ernstig, dis al. Dis al. Die anime speel nie eers hier af nie, maar die aanhangers het dit begin opsoek. En dit het 'n Seichi Janrai geword, 'n pelgrimstogplek vir die fandom. Dis ongelooflik. En die heiligdom, wat het hulle gedoen? En dis die juweel. Hulle het dit omhels. Hulle het saam met die anime-vervaardigers begin werk. So, wat kan jy daar kry? Jy kan amptelike Takagi-san goed koop. Goshuin by heiligdomstempels met daarop Omamori gelukbringers, Emma houtbordjies vir wense, alles met 'n Takagi-san tema. Reg langs die tradisionele goed. Presies. En daar's 'n lewensgrootte karton uitknipsel van Takagi-san in 'n miko, heiligdombediende uitrusting op die terrein. Mense neem foto's daarmee? Yes. Dis nogal 'n gesig. Anime-aanhangers en tradisionele bidders op dieselfde plek. Ja, dis 'n perfekte voorbeeld van hoe tradisie en moderne popkultuur kan saamwerk. Dit het die heiligdom 'n heel nuwe lewe gegee. Dit het van 'n plaaslike plek 'n globale bestemming vir aanhangers geword. Dis regtig merkwaardig. Dit wys tradisie hoef nie stagnant te wees nie. Dit kan aanpas. Absoluut. So, dit was 5 ongelooflike uiteenlopende stories uit die Higashimokojima. Die tuin, die geishas, die skrywers, die vakmanne en die verrassende anime-heiligdom. 5 lae van geskiedenis, reg onder die Skytree. Ja, en elkeen wys op sy eie manier daai spesiale Shitamachi-gees. Daai veerkragtigheid, passie, trots, maar ook daai vermoë om aan te pas.
Dis nie net stilstaande besienswaardighede nie. Dis lewende stories. En dit bring my by 'n laaste gedagte vir jou wat luister. Ons het vandag net aan die oppervlak gekrap van een buurt in Tokio. Hoeveel ander plekke, dalk jou eie dorp of stad, het sulke verborge lae, sulke onontdekte stories wat wag? Ja, watter verborge juwele, ou of nuut, lê dalk net om jou eie draai. Al wat nodig is om 'n bietjie te stop, te kyk en te luister.